In hierdie maand se Bybelskoling kyk ons na Bybelvertaling en ons behandel vandag die 11de gedeelte. In November 2020 het die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling amptelik verskyn en in hierdie Bybelvertaling was daar ook 'n besluit gewees om inleidings op elke Bybelboek te gee. In hierdie afdeling bespreek ons die boek inleidings in die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling. Ek gaan 'n evaluering gee vanuit 'n reformatoriese perspektief en verder verduidelik wat die doel en die aard van die inleidings in die Bybelboeke is. Die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling is ook bekend as die Bybel direkte vertaling. Dis die derde amptelike Afrikaanse Bybelvertaling, naas die 1933 wat hersien is in 53, soos die 1933-53 vertaling, en die 1983 Bybelvertaling. Nou die oogmerk van die 2020 vertaling was wat genoem word 'n direkte vertaling. Ons kan dit ook noem 'n formele ekwivalente vertaling. Nou dit klink baie moeiliker as wat dit is. Die bedoeling van formele ekwivalensie is dat die vertalers probeer het om so na as moontlik aan die brontale, naamlik Hebreeus en Aramees en Grieks te bly, en die vertaling moes nie parafraseer of dan vryvertaal of verklaar nie. En benewens die Bybelteks bevat hierdie vertaling ook inleidings tot elke Bybelboek, en hierdie inleidings wil die leser help deur agtergrond te gee oor sake soos outeurskap en datering en historiese konteks. Die sentrale vraag is egter: weerspieël die boek inleidings 'n skrifbeskouing wat versoenbaar is met die tradisionele reformatoriese belydenis? En dit is die vraag wat ons dan vandag ook in hierdie afdeling gaan bespreek. Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons 3 dinge doen. Eerstens gaan ons kyk na die reformatoriese skrifbeskouing. Wat verstaan ons daaronder? Tweedens gaan ons die metode wat in die inleidings gebruik word identifiseer. En derdens die konkrete stellings wat in die inleidings gemaak word evalueer. Voordat ons praat oor die skrifbeskouing, kom ons kyk net eers wat was die doel van die boek inleidings gewees. Die onderwerpe wat gedek word in die inleidings tot die Bybelboeke van die 2020 vertaling handel oor die algemeen oor outeurskap, datering, wanneer is die boek geskryf, 'n bietjie oor die historiese konteks, oor die literêre struktuur, hoe word die boek opgebou, en aan wie is die boek gerig, en wat was die omstandighede gewees, en hier en daar ook identifisering van 'n paar teologiese temas. En voordat ons nou na elkeen van hierdie sake gaan kyk, is daar al voorlopig 'n paar besware wat ons kan opper, en ons gaan deur die loop van hierdie gesprek dan nou kyk of dit geldige besware is. Die eerste een is dat die inleidings het voorveronderstellings, en dat alle voorveronderstellings het teologiese vertrekpunte. Die tweede beswaar is dat die inleidings gaan uit van 'n redaksionele ontwikkeling van Bybelse tekste, en bevraagteken meestal die Bybelse skrywers. Die derde een is dat die inleidings gaan uit van 'n later samestelling van boeke. Word nie oral direk gesê nie, maar dit word gesuggereer dat die boeke nie geskryf is op een tyd aan 'n spesifieke gemeenskap nie, maar oor 'n lang tyd redaksioneel ontstaan het. Nou ons gaan elkeen van hierdie sake vandag net kortliks bespreek. Kom ons gaan net eers 'n bietjie terug en ons vra eers wat verstaan ons onder 'n reformatoriese skrifbeskouing. Voordat ons die inleidings kan evalueer, is dit nodig dat ons verstaan wat bedoel ons as ons praat van skrifbeskouing. Nou 'n skrifbeskouing is jou fundamentele verstaan van wat die Bybel is. Wat is die Bybel vir jou? Hoe verstaan jy die Bybel se ontstaan, wie die Bybel geskryf? Dit is onder andere ook sake wat jou skrifbeskouing raak. Hoe jy oor die Bybel dink, bepaal hoe jy die Bybel lees. En hoe jy die Bybel lees, bepaal wat jy daarin sien en of jy dit glo of nie. En dit is nie 'n neutrale saak nie. Ons kan nie sê wel, dis maar bloot 'n akademiese saak
wat eintlik niks te doen het met die gewone Bybelleser nie, want hierdie is 'n diep teologiese en 'n geestelike kwessie. Wat is die Bybel vir jou? Die reformatoriese skrifbeskouing word gewoonlik in 3 kernbegrippe saamgevat. Die eerste begrip is goddelike inspirasie. Die woord inspirasie kom van 'n Latynse woord wat beteken om in te asem. In 2 Timoteus 3 vers 16 staan daar dat die hele skrif deur God ingegee is. En die Griekse woord hier is theopneustos, wat letterlik beteken deur God geasem. God is dus die oorsprong van die skrif. Die menslike skrywers het regtig geskryf, hulle het self geskryf, maar hulle skryf onder leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hulle verstand en hulle hart geopen om dit wat nodig is vir ons op skrif te stel. Dit noem ons organiese inspirasie. Dit beteken dat God nie die menslike skrywers uitgeskakel het in die skryfproses nie, maar hulle persoonlikheid, hulle taal, hulle styl, hulle konteks gebruik het om sy woord te skryf. En daarom is die Bybel volkome deur mense geskryf. Maar terselfdertyd is die Bybel ook goddelik van oorsprong, omdat dit die Heilige Gees is wat mense gedrywe het, soos Petrus ons leer. En dis 'n spanning wat ons altyd moet eerbiedig wanneer ons oor skrifbeskouing praat. Dit help nie ons gaan na die een kant toe ten koste van die ander nie. Ons moet oppas dat ons die Bybel verstaan as 'n boek wat uit die hemel uit neergedaal het. Elke komma, elke paragraaf, elke punt kan nooit verander nie, want hy het net so uit die hemel uitgedaal. Dan is ons nie by 'n reformatoriese skrifbeskouing nie. Maar aan die ander kant moet ons ook oppas dat ons die Bybel bloot net as 'n menseboek behandel, 'n boek van mense oor God en nie God se woord aan die mense nie. En dis die spanning wat in die reformatoriese skrifbeskouing altyd uitgeklaar moet word, om hierdie middeweg tussen 'n absolute organiese inspirasie en 'n absolute meganiese inspirasie uitmekaar te hou. En te sê die Bybel is te gelykertyd God se woord wat deur mense vir ons op skrif gestel is. Die tweede punt wanneer ons oor inspirasie praat is dat ons in die reformatoriese skrifbeskouing uitgaan van die apostels en die profete se gesag om dit wat nodig is vir ons op skrif te gestel het. Wanneer ons sê die skrif het goddelike gesag, bedoel ons dat dit die maatstaf vir ons leer en lewe is. En dit beteken dat die Bybel nie bloot inligting maar net gee nie, maar dat die inligting bindend is om ons geloof en ons lewe te vorm. En die reformatie het sterk beklemtoon dat die skrif sy gesag nie van die kerk ontvang het of van menslike skrywers ontvang het nie, maar dat die kerk sy gesag van die skrif ontvang. En hier speel die begrip profetiese en apostoliese gesag ook 'n belangrike rol. En dit beteken dat die skrif na ons gekom het deur die getuienis van die profete in die Ou Testament en die getuienis van die apostels in die Nuwe Testament. En dat hierdie getuienis deur God se Heilige Gees aan ons gegee is. En daarom dra die skrif goddelike gesag. En dit beteken dat die tradisionele outeurs nie maar bloot net geskiedenis vir ons kom neerskryf het nie, maar dat hulle ook 'n teologie, 'n leer aan die kerk oorgelewer het, waaruit ons leef en waaruit ons glo. Dan die derde punt wanneer ons praat oor die inspirasie van die skrif is dat die eenheid van die skrif beklemtoon moet word. Die eenheid van die skrif beteken dat die Bybel nie 'n los versameling van 66 Bybelboeke is nie, maar dat daar 'n samehangende geheel van Genesis tot Openbaring is. Hierdie eenheid noem ons die heilsgeskiedenis of die heilshistoriese verstaan van die skrif. En dis 'n woord wat verwys daarna dat God se verlossingswerk deur die geskiedenis van die Bybel heen werk. Dat Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium, Levitikus en elkeen van die Bybelboeke heen wys na die uiteindelike koms van
die Verlosser Jesus Christus. So werk God se heilsgeskiedenis dwars deur die Bybel. En prakties beteken dit dat Genesis en die evangelie beskrywings nie los van mekaar gelees kan word nie. Dat die Ou Testament nie los van die Nuwe Testament gelees kan word nie, en dat die Ou en Nuwe Testament mekaar verklaar. En dat Christus die middelpunt van die hele skrif is, van Genesis se belofte dat daar een sal kom wat die slang se kop sal vermorsel, tot aan die einde van Openbaring wat sê dat hy weer sal kom en dat ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die Nederlandse geloofsbelijdenis, een van die reformatoriese belydenisskrifte, handel in artikel 3, 4 en 5 en 7 oor die verstaan van die skrif. Die Bybel word daar die woord van God genoem, en dit is die maatstaf waaraan alle leer en lewe gemeet moet word. So ons gaan uit vanuit die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 3 tot 7, wat vir ons die geloofsgrondslag en die belydenisgrondslag vir 'n reformatoriese skrifbeskouing neerlê. Aan die een kant erken die inleiding dat Moses volgens die Joodse tradisie as die skrywer beskou word. Aan die ander kant word dit onmiddellik gerelativeer deur te stel dis waarskynlik nie die geval nie en dat die Pentateeg eerder 'n versameling tekste is wat oor 'n lang tydperk ontwikkel het. Genesis 1 word soms as kunsprosa of poëtiese narratief beskryf, wat as sodanig nie 'n probleem is nie. Maar in die konteks van die inleidings dikwels die implikasie het dat dit nie geskiedenis is of 'n historiese verslag van gebeure nie, maar eintlik 'n gedig wat 'n bepaalde teologiese boodskap wil dra. En hier kom 'n belangrike teologiese verskuiwing na vore. Die fokus beweeg dan van God se openbaring na die ontwikkeling van die teks. Van die skrywer van die teks na iemand wat as 'n redakteur opgetree het met 'n bepaalde teologiese voorveronderstelling. Een van die sterkste argumente teen die idee van 'n laatsamestelling van die Pentateeg kom uit Esra en Nehemia. In Nehemia 8 lees ons dat die volk versoek word dat die boek van die wet van Moses gebring moet word en aan hulle voorgelees moet word. In Esra 7 word Esra beskryf as iemand wat vaardig is in die wet van Moses. Die kritieke punt hier in Esra en Nehemia is dat die teks praat van 'n bestaande boek. Nie van 'n nuwe samestelling, die volk skryf nou die wet van Moses nie, maar die volk vind geskrywe wat hulle moes doen. Dis 'n uitdrukking wat daarop dui dat die wet herontdek word en heringestel word, maar dat hulle besef dat dit reeds gesagvol en reeds bestaande was, nog voor die ballingskap. Die histories-kritiese model, wat die Pentateeg as 'n produk van die ballingskap of selfs later sien, is dus moeilik versoenbaar met die getuienis wat ons in die skrif self kry, dat die wet van Moses voor die ballingskap alreeds bekend was aan die volk. Op minstens 3 plekke in die Nuwe Testament praat Jesus van Moses as die skrywer van die wet. In Johannes 5 vers 46 sê hy, want as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. Hy verwys in Markus 12 vers 26 na die boek van Moses as 'n gesagvolle boek. Hy onderskei die wet wat deur Moses gegee is van menslike tradisies in Johannes 7 vers 19 en weer in Matteus 15 vers 3 tot 6. Christus se woorde het hermeneutiese gesag en ons kan dit nie op sy skuif ten gunste van akademiese en moderne teorieë nie. Wie Christus se gesag aanvaar, moet ook sy getuienis aanvaar dat Moses die skrywer van die skrif was. Samevattend, die 2020 Bybelvertaling is 'n waardevolle hulpmiddel vir die kerk. Ons kan dit gebruik en ons mag dit lees. Dis 'n teksgetroue vertaling. Dis 'n noukeurige vertaling wat uit die brontale kom en ons kan dit met dankbaarheid aanvaar. Die boek Inleidings op die 2020 vertaling is nie deel van die Bybel nie. Dis mense se werk en daardie inleidings vra dat ons teologiese onderskeiding moet aantoon en die voorveronderstellings wat in daardie teologie gehandhaaf word is nie
die reformatoriese voorveronderstellings nie. Die kernprobleem is nie wat eksplisiet ontken word nie, maar wat implisiet bedoel word. Die outeurskap van die Bybel, soos die kerke deur eeue heen gehandhaaf het, word nou 'n redaksionele proses. Dis 'n subtiele verskuiwing, maar wanneer ons die fondamente van die gebou skuif, dan skuif die hele gebou saam. Ten slotte moet dit duidelik gestel word dat die beginsel van sola scriptura nie 'n oudtydse slagspreuk uit die reformatie is nie, maar 'n lewende en 'n bepalende waarheid vir die kerk ook vandag. Dit beteken dat die skrif alleen die hoogste gesag is waardeur alle leer, alle teorieë, alle interpretasies gemeet moet word. Nie die akademie nie die tradisie nie metodologiese aannames en voorveronderstellings het die laaste woord wanneer dit kom by die verstaan van die skrif nie. Wanneer die kerk die boekinleidings of enige ander uitleg van die Bybel lees, moet dit voortdurend terugkeer na, is die skrif die maatstaf van my voorveronderstellings. Die Bybel verklaar homself. Die Bybel bevestig sy eie gesag. Die Bybel getuig eenstemmig van God se openbaring en dat die hele Ou Testament heenwys na Christus. En daarom is daar nie by ons onsekerheid oor die Bybel, oor sy outeurskap of oor sy gesag nie, want die kerk is gegrond op 'n vaste fondament van die woord van God deur alle eeue heen.